En dan in Deuteronomium 6 praat hy ook daarvan. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag. Okay, so as ons nou gaan kyk, as ek dit nou reg verstaan, is die eerste gebod wat God ons gee in die Nuwe Testament is ons moet die Here jou God lief hê. En die tweede gebod wat gelyk staan aan die eerste een, is jy moet jouself lief hê. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So al drie daai staan gelyk. So ek dink is maklik om die Here lief te hê. Maar hoe lyk jou liefde vir jouself? En hoe lyk jou liefde vir jou naaste? Dis nie so maklik nie. En ek dink as jy in 'n mate jou liefde vir jouself en jou liefde vir jou naaste weerspieël hoe jou liefde teenoor God is. Verkeerd is. Dis hoe ek dit verstaan. En ek het sien. So as ons nou gaan kyk, en dit is 'n ding wat baie mense oor praat en 'n groot besprekingspunt. Wie is jou naaste? Die een aan wie jy 'n guns kan doen. Nou sê, Die een wat jou pad kruis. maak nie saak wie dit is nie. Okay, so as ons gaan kyk na Lukas 10 en Jesus gebruik 'n gelykenis hier om dit half te beskryf wie jou naaste is. En dis die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Sure. Ons almal ken die storie. Maar kom ons lees hom. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan en hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele krag, uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Yes. Nee, so is interessant hoe hy Yes. van die Ou Testament af ook praat van jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy in jou het. Ek lees nou die dag 'n interessante ding wat die persoon vir 'n jong seun 'n vraag gevra het en die seun antwoord toe en hy sê: Die Here is nie deel van my lewe nie. Hy is my hele lewe. Fantasties. Hy is nie net 'n deel daarvan. Hy is my hele lewe. Mooi. Amen. Hy is my hele lewe. Toe sê hy vir hom: Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus: En wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, so dis nou waar die gelykenis kom. 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Dit is interessant dat hy, kom ons noem dit nou maar kerkmense gebruik in hierdie gelykenis. 'n Priester en 'n leviet wat net verby gegaan het. Maar 'n sekere Samaritaan, so ons weet die Samaritaan en die Jode het nie oor die weg gekom nie. Dat hy nou die Samaritaan gebruik in die gelykenis. Nee, want dit is 'n Joodse ou wat daar geleef langs die pad. Nee, so. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi, en het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem en vir hom versorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers geval het?
So ek meen, daai Samaritaan het daai geken. Mm. Maar dit was sy naaste. Dit was iemand wat oor jou pad kom, so Marcel gesê het is. Daai ou wat oor jou pad kom, daai ou wat die Here oor jou pad stuur. Daai wat by die robot staan. Dis dalk net daai dag die ou wat die Here oor jou pad stuur, wat jou naaste moet wees, wat jy dalk moet help. Maar ons is geneig om net verby te gaan. Ons is bekommerd oor as ek vir hierdie ou R10 gee, wat hy daarmee gaan maak. Ek weet nie. Maak dit saak wat hy daarmee gaan maak. Ek weet nie. Ja, dit gaan hom dalk nog verder in versoeking bring as dit 'n dwelm verslaafde is. So, die naaste is nie jou buurman of jou broer of jou suster nie. Hy's ook, maar dis nie al Ja, nie. dis nie al nie. Hy is ook ja, dis nie al nie. En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, toe sê Jesus vir hom, gaan en dan doen jy net so. So, ja, ek dink dit bly maar altyd maar 'n vraag wat by mense opkom, maar wie is my naaste? So dit is nie iemand. En so het Rudolf ook gesê, enig iemand wat en wie jy kan goed doen, en jou naaste wees. Ek net Johannes 4 vers 10 tot 11. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. So alles kom terug na liefde toe. En ek dink al van vandag se samelewing is dit al asof vir mense daar liefdelose samelewing is, wat almal net besorg is oor homself en nie regtig omgee, en vir algemeen seker nou maar wat nie regtig omgee vir die naaste nie. En as ons gelees het wat ons in Galasiërs gelees het, is om besorg te wees oor die volgende persoon, oor jou naaste en aan hom reg te doen. Het gaan nie oor jouself nie, het gaan oor jou naaste. En wil ek net afsluit met Genesis 4 vers 8 en 9, maar ek wil dit ook uit die Amplified lees. Dit is hier verhaal van Kain en Abel, waar Kain vir Abel vermoor het. In vers 8 en 9 in die Amplified say that Cain talked with Abel, his brother, about what God had said. And when they were alone, working in the field, Cain attacked Abel, his brother, and killed him. The Lord said to Cain, "Where is Abel, your brother?" And he lied and said, "I do not know." En hy antwoord met 'n vraag, "Am I my brother's keeper?" So, wat beteken dit om 'n brother's keeper te wees? In die versplek praat ons baie daaroor, oor jou brother's keeper, om uit te kyk vir die ou wat saam met jou werk. Am I your brother's keeper? Maar wat was Kain gewees? Hy was nie sy brother's keeper nie, hy was sy brother's killer. En somtyds, en ek praat nou van myself, is ek nie 'n brother's keeper nie, maar ek is 'n brother killer. Maak dalk iemand seer, maak iemand geestelik, maak mens iemand dalk seer. So, ek dink net dis ja, hy moet in liefde, met liefde kan 'n mens baie ver kom. En ek dink ja, daar's 'n skrif op wat sê liefde bedek alles. So ja, ek dink dis maar net wat ek met julle wou deel vanoggend oor liefde. Ja, maar ons maar net liefdes vir mekaar. Dit is baie keer moeilik en ja, maar ja, ek dink met liefde kan 'n mens ver kom.